François aka Snotkop. Welkom by die Oorsee YouTube channel. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om 'n bietjie met my te gesels, want ek weet jy het 'n besige Mei maand wat voorlê. En dis regtig om die draai. Ons kan nie meer wag nie. Vat so 'n paar minute en stel jouself voor aan ons Oorsee audience. Jong, François Henning, aka Snotkop, is maar al seker 25 jaar in die industrie vir die mense wat nie weet. Dit is 'n lang tyd. 'n lekker party. So die mense wat my shows ken weet, ek gooi 'n party, ek like dit. En ja, ek maak seker dat ek die vibe bring. So jy weet die mense wat na die shows toe kom kan verseker wees dat ons 'n bietjie gaan dans en gaan crazy raak. Ja, en ek dink meeste mense ken van my songs. As jy nie my songs ken, is jy in vir 'n groot verrassing. Jy moet gaan research doen en so aan. Maar ja, soos ek gesê het, lekker party musiek, positive vibes, good energy en dis wat ek probeer uitstraal. Ek kan vir jou garandeer so ek is in Perth, by elke party waar ek myself bevind, is daar definitief 'n paar Snotkop tunes op die playlist. Maar jy was nie altyd Snotkop nie. Terwyl jy het op 15-jarige ouderdom begin, maar jy het eers onder 'n ander naam. Wil jy so 'n bietjie uitbrei oor dit? Ja, joh, ek het al 'n lang pad gestap in die entertainment industrie. Voor ek Snotkop begin, ek in die kwaito industrie gewerk. As Legoa, wat beteken wit man. Ek was pretty much die heel eerste wit laaitie wat kwaito musiek gemaak het. Ek praat Sotho. So al my lirieke was in Sotho gewees. In die kwaito mark movies 'n nice ondervinding gewees. Groot sukses behaal in daai genre. Ons het byvoorbeeld oor see getoer saam met die Mahotella Queens en plekke opgetree waar Johnny Clegg opgetree het en in die suide van Frankryk in UK. En ja, my musiek het nogals groot impak gemaak op die local musiekindustrie of die local musiek scene. En ja, ek het dit omtrent gedoen vir 5 jaar. Ek het 2 albums vrygestel. Ek het omtrent 2 of 3 massive hits gehad in daai genre. En dit was fantasties. Ons het getoer van Botswana tot Guyana tot Venda tot Kwakwa en soos ek gesê het oor see. So dit was nogals 'n wow introduction tot die musiekwêreld in Suid-Afrika, want ek was letterlik, ek dink ek was 25 gewees, 24. So nogals jonk en 'n groentjie en toe ewe skielik word ek in die diepkant gegooi en ek moes vir crowds van 20-30,000 perform en op daai stadium van Suid-Afrika was kwaito musiek die grootste genre gewees. Die festivals waar mense daar opgetree het was massive en dit was daar duisende mense opgetree saam met byvoorbeeld Boom Shaka, Brenda Fassie, Trompies, Fikkie Zolo, Msawawa, al die groot name in die kwaito industrie, Mandoza. Ons het elke liewe fees saam gedoen. So dit was nogals 'n amazing. En toe het ek besluit om eerder in my eie taal na dit in Afrikaans. En daar het jy dit. Is my altyd lekker om te hoor hoe kyk, musiek is 'n baie internasionale beroep as jy nou wil. Want baie mense wat in Suid-Afrika veral in musiek ingaan, hulle gaan gewoonlik eers Engels. En dan vir min van hulle vind hulle self weer terug na Afrikaans. En ek moet sê, die oomblik wanneer ouens soos julle besluit, dan is dit net so goed. Vir my wat hier in die buiteland sit, jy weet, ek sê altyd dieselfde ding en die mense raak al upset want ek bly herhaal myself op my video's, maar ek het nie baie Afrikaans geluister in Suid-Afrika nie. En toe ek in die buiteland is, dan begin besef jy wat jy mis. En dit is hoekom die Afrikaanse musiek vir ons so belangrik is. In daai uur en 'n half, 2 ure wat jy perform, is ons weer by die huis. En dit is vir my, dit is hoekom ek mis nie sommer 'n show nie. Wanneer kom jy 'n bietjie Australië toe?
Jong, dit is definitief op die kaarte, hopelik baie binnekort. Hierdie jaar het ons nou natuurlik die groot Europese toer. So moontlik volgende jaar, maar ja, ek was al daar gewees paar keer en ek sien vreeslik uit om weer daar te wees. Ek meen die crowds is insane, obviously soos wat jy sê, mense is honger vir Afrikaans. So ja, binnekort. Nee, wel, kom ons praat 'n bietjie oor jou komstige. So huidiglik is julle die 15de Mei in Dubai, 16de Mei in Amsterdam, so dit is 'n jy gaan lekker moeg wees daar. Dan jy 'n bietjie van 'n break. Ja, die 19de is jy in Edinburgh, dan die 22ste is jy in Noord-Ierland, 23ste Manchester en dan die 24ste Londen. Dit is 'n massive tour. Hoe voel jy daaroor? Baie opgewonde, regtig waar. Ek dis die eerste keer wat ek in Europa Afrikaanse musiek gaan bring. Soos ek sê, ek het al met die Kwaito staf in Europa opgetree, maar eerste keer met die Afrikaanse staf en ja, verskriklik opgewonde. Ek kan nie wag nie. Die mense kan 'n Movies and Nice show verwag. Dis ek en is natuurlik Steve Hofmeyer en dan Liesel Pieterse. Ek meen incredible kunstenaars en dis so deurlopend. Jy weet, ek meen nie een van ons doen dieselfde vibes nie, maar alles is Afrikaans. Liesel bring natuurlik haar incredible stem en al haar treffers. Ek meen Steve, ons almal weet wat om te verwag van 'n ikoon so Steve. En dan hoop ek om die party te bring dat mense 'n bietjie kan boutskit en mal gaan. Dis 'n family friendly show, so die kids, ouer mense, die jong mense, almal gaan iets hê om na te luister. Ja, ek is movies opgewonde. Ek hoop die mense daai kant is, ek dink hulle is. Is net om so 'n bietjie te vertel van Oorsee, die app wat ek gebou het vir Suid-Afrikaners in die buiteland. Ons is wêreldwyd en die chatter wat ek dophou is almal is baie excited vir hierdie show en hulle praat veral oor Snotkop. Moet jy nie worry daaroor nie. En dis 'n lekker line-up. Ek meen dis 'n mix van alles. Ek Yeah. was nou verlede week toe ek nou by Fokker Polisiekar en Jack Parow in Freo hier in Perth en dit is ook 'n baie waar Jack bring nou meer die rap genre en obviously Polisiekar bring natuurlik die rock. Dit was 'n baie goeie mix en die mense wat in die crowd was en hulle hou gewoonlik van albei. So ek is seker dit gaan 'n groot sukses wees. Ja nee, ek dink die drie van ons, soos wat jy sê, bring 'n dinamika wat enige smaak en ouderdom gaan geniet. Jy weet, dit is ek dink dis 'n great line-up. Daar's 'n spul hits tussen ons al drie en ja, jy gaan 'n traantjie pik. Jy gaan wil saam sing. Jy gaan nostalgies raak met Steve en jy gaan verbaas wees met Liesel se vocal abilities. Daai vrou is ongelooflik en ja, soos ek sê, ek bring die party, so ja, ek dink regtig waar as jy nog nie 'n kaartjie het, dan moet jy nou 'n kaartjie kry want hulle vlieg en ja, dis alles in Afrikaans. Ek dink jy weet mense verlang om Afrikaans te hoor en om dit saam te sing. So hierdie is 'n baie great opportunity om weer bietjie Suid-Afrika naby jou te hê. Yes, en dit is in Afrikaans is 100 jaar oud en dit is 'n fantastiese geleentheid om dit ook te vier. En ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd dat jy bereid is om alles in Suid-Afrika bietjie te los en vir die mense in die buiteland te. Het jy enige nuwe goed waaraan jy werk huidiglik waarna mense kan uitsien? Ja, daar's altyd iets in die pipelines. Dat ons musiek vrystel op digitale platforms. Constantly nuwe songs skryf. Jy weet jy release nou obviously net 'n single elke 6 maande of so. So jy moet deur 'n hele spul songs werk sodat jy 'n treffer, want as jy nou 'n song vryty sterk weet, jy het nie met die CD wat 12 liedjies opneem en dan uit die 12 het staan dalk 3 treffers. So op die oomblik as jy nou 'n song vry 6 maande moet hy sterk wees. So mense is constantly besig om te skryf, om nuwe idees vir nuwe songs bymekaar te kry, konsepte vir video's, te vir songs. So ja, daar's definitief 'n nuwe liedjie op pad.
nuwe video op pad, nog 'n lekker duet. Ek wil nie te veel sê met wie nie, maar ek weet dit gaan definitief 'n prettige ene wees. En ja, baie shows. Ja, soos byvoorbeeld die Europese toer Dubai natuurlik. Die begin van hierdie toers kap ons eers Dubai. Ja, ek is altyd besig met iets. Ietsie wat ek sê soms, jy weet, ek doen te veel. It's like, wow, stadig met die ADHD is like ek kan nie stil sit nie en my kop is constantly besig om aan songs te dink en so aan. Daar's definitief lekker goed aan die kom. Wel, nou die my nuuskierig oor die duet. Ek is sommer lus in raai, maar ek sal liewer nie net. Net 'n raai reg. Snokop, baie dankie vir jou tyd. Dis 'n vinnige chat. Ons almal ken jou musiek en ons sê vir jou dankie vir die bietjie tuis vir wat jy na ons toe bring. En ons sien uit om te sien waar obviously jou toer en dan waarna wat volgende kom. Ek moet vir jou vra dat ek meen tegnies is jy oom Snotkop. En so as ek nou in Afrika is, ek nou vir jou oom, maar jy lyk nie 'n dag oor 30 nie. Hoe kry jy dit reg? Kom, ek hoor daai ding. Ek hoor mense sê dit, maar ek weet nie. Ek dink 'n positiewe uitsig op die lewe is baie belangrik. Ek dink hoe meer jy stres en hoe meer negatief jy raak. Ek bedoel, dit is so maklik om negatief te raak in die lewe en die wêreld. Ek dink as mens maar net te positief bly. Ek meen, ek sê nou nie ek lyk jonk of enigiets nie, maar al wat ek kan maar sê is be positive. Wees maar so gesond as wat jy kan. Ek weet ons almal hou van lekker eet en lekker kuier en al daai dinge. Ek dink jou gesondheid is die grootste en die belangrikste ding wat in jou lewe moet. Ek probeer maar gym. Ek hou daarvan om weet buite te wees in die natuur en al daai tipe goed. Ek meen, dis al hierdie kliseë. Ek dink my ma word nou 80 in Mei maand en ons sal in Europa op haar 80ste verjaarsdag, maar sy lyk genuine en ek dink is nogals half te dank aan my ma. Sy lyk omtrent 65 en sy word 80. Ek dink is maar gene, nie dat ek dink ek lyk jonkie, maar ek hoor almal sê so, maar ja, dit is nogals 'n nice ding om te hoor. Ek moet sê dis 'n nice kompliment, maar dis moeilik om by te bly. Dis gene, dit moet wees. Ek meen ons het nou ek het so oor Nuwejaar saam met Bobby van die Jaarsveld gekamp. Hy het oorgekom Australië toe en ons het omtrent 'n show op. En ek het toe hy vir my sy ouderdom sê, dis ek is nee, yes, julle ouens dis witchcraft. Maar julle doen goed. Maar baie dankie vir jou tyd en dankie aan SA Events wat dit alles moontlik maak. En ek moet sê ek sien uit daarna om jou vir 'n slag in Australië te sien. Ek weet jy was al voorheen nie, maar ek het jou ek en my vrou ons sal definitief wel wees in die crowd besig met die job. Awesome, ek kan nie wag nie en maak seker ek kry daai kaartjies en ek kan nie wag om almal te sien nie. Ons gaan so jolly en almal moet maar goed rus want ons gaan party tot ons gewys. Ek wens ek het vlerke. Dankie. Dan het ons al lank saam verdwyn. Ek wens ek was fikser. Dan het jy my nog lank al raak gesien. Mekaar 'n bietjie blinker.